die skrifgedeelte 2 keer lees. Die eerste keer uit die Bybel vir almal, en daarna gaan ek vir ons lees uit die 2020 vertaling. En die prediking self sal ons verwys na die 1983 vertaling, en soos ons deur die preek gaan, dink ek, sal dit mooi duidelik word waarom ons dit so saam doen. So, kom ons lees eers 2 Samuel hoofstuk 5, vanaf vers 17, uit die Bybel vir almal. Die Filistyne het gehoor dat die leiers van Israel vir Dawid koning gemaak het, en al die Filistyne het vir Dawid kom soek. Dawid het dit gehoor, en hy het na 'n plek in die berge gegaan waar 'n mens nie maklik kan kom nie. Die Filistyne het gekom tot in Spooklaagte. Dawid het vir die Here gevra, moet ek die Filistyne gaan aanval? Sal u my laat wen teen hulle? Die Here het vir Dawid gesê, ja, ek sal jou laat wen teen die Filistyne, dit is seker. Dawid het na die stad Baal-Perasim gegaan, en hy het die Filistyne daar oorwin. Hy het gesê, die Here het my vyande oorwin en stikkend geslaan, soos water alles stikkend breek. Dit is hoekom hulle daardie plek Baal-Perasim noem. Die Filistyne het hulle afgode daar gelos, en Dawid en sy manne het dit opgetel. Toe die Filistyne weer in Spooklaagte kom, het Dawid vir die Here gevra wat hy moet doen. Die Here het gesê, jy moenie vir hulle van vooraf aanval nie. Jy moet agterom hulle gaan, en jy moet hulle aanval by die melkbosse. Jy sal in die boonste punte van die melkbosse iets hoor. Jy sal dink jy hoor dat mense daar loop. Wanneer jy dit hoor, dan moet jy die Filistyne aanval, want dit is ek wat voor jou gaan om die Filistyne te oorwin. Dawid het gedoen wat die Here gesê het, en hy het die Filistyne oorwin, van die stad Geba af, tot waar 'n mens by die stad Geser kom. Vanoggend het ek nie 'n prentjie nie, want ek wil graag hê, almal moet vir 'n oomblik hulle oë toemaak. En luister mooi wat jy hoor. Hoor jy die sagte gedruis van tegnologie? En die gedreun van die voertuie daar buite? Nou kan jy maar weer jou oë oopmaak. Besef jy hoe maklik 'n mens goed misluister wanneer jy meer op jou sig fokus as op jou gehoor? En dit is juis die fokus van vandag se preek. Is om te besef dat wanneer 'n mens nie op die Here fokus nie, dan is dit moeilik om sy stem te hoor. Dit is hoekom ons katekisasie doen, sodat jy kan leer, hoe luister 'n mens om die Here se stem te hoor. Dis hoekom ons kerk toe kom, sodat ons kan leer, hoe hoor ons die Here se stem. En dit is ook hoe ons leer dat dit Jesus Christus is, wat voor ons uitgegaan het in hierdie oorlog, en vir ons die oorwinning behaal het, juis sodat ons agterna kan kom, op die pad na die ewige koninkryk toe. Kom ons sing dan nou juis weer saam. Hierdie keer spaar ons Heidi se vingers vir 'n oomblik. Ons sing saam, soek allereers. Gaan oom Hans om vir ons insit asseblief. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Alles wat nodig is sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Ons lees nou weer dieselfde gedeelte, hierdie keer uit die 2020 vertaling. En miskien net, sommer sodat jy nou weet waarvoor om op te let as ons dit nou weer lees, is dat die Bybel vir almal se vertaling is juis gemik
om dit makliker te maak om te verstaan wat die Here bedoel. Die 2020 vertaling is bietjie meer van 'n letterlike vertaling. 'n Vertaling wat dus meer getrou sou wees aan presies wat die woorde was wat in die oorspronklike Hebreëus geskryf is. En dit maak baie keer dat daar 'n verskil is in interpretasie. 'n Verskil wat veral ongelowiges wat graag die Bybel as vals en stories wil afmaak, tog te graag gebruik. En vanoggend gaan ons tog so liggies daaraan raak, sodat 'n mens ook net kan verstaan wat die verskille is, en is dit regtig noemenswaardig in hierdie geval. Toe die Filistyne hoor dat Dawid as koning oor Israel gesalf is, het al die Filistyne opgetrek om Dawid te soek. Maar Dawid het daarvan te hore gekom en afgegaan na die bergvesting. Die Filistyne het gekom en die vallei van Refaim beset. Dawid het by die Here raad gesoek. Moet ek teen die Filistyne optrek? Sal u hulle in my hand gee? Die Here het vir Dawid gesê, trek op, want ek sal beslis die Filistyne in jou hand gee. Dawid het in Baal Perasim aangekom en hulle daar verslaan. Dawid het gesê, die Here het deur my vyande voor my gebreek soos water deurbreek. Daarom het hy daardie plek Baal Perasim genoem. Die Filistyne het hulle afgode daar agtergelaat en Dawid en sy manne het dit saamgeneem. Die Filistyne trek toe weer op en beset die vallei van Refaim. Toe Dawid die Here raadpleeg, het hy gesê, moenie van vooraf teen hulle optrek nie. Trek agter hulle om en val hulle aan voor die balsampopuliere. Sodra jy die geluid van 'n opmars in die toppe van die balsampopuliere hoor, moet jy toeslaan, want dan gaan die Here voor jou uit om die leer van die Filistyne te verslaan. Dawid het gemaak soos die Here hom beveel het, en hy het die Filistyne verslaan, van Geba af tot by Geser. Tot sover die woord van die Here. Die Filistyne wou bitter graag vir Dawid in die hande kry. Hulle het nog lank nie vergeet dat dit hierdie einste Dawid is wat hulle held Goliat verslaan en hulle verneder het nie. En nou het hulle gehoor dat hy koning van Israel geword het. En daarom moes Dawid verslaan word. Vir hulle was die skrif aan die muur. As hierdie man nie vinnig gestop word nie, gaan hy nog 'n baie sterk en magtige koning word. En daarom dat die Filistyne 2 keer aanval. En elke keer het Dawid eers die Here vooraf geraadpleeg om te hoor wat hy moes doen. Met die eerste veldslag het Dawid vir die Here gevra, moet ek teen die Filistyne optrek? Sal u hulle in my mag oorgee? En dan antwoord die Here bevestigend, ja, trek op, dit beteken val aan, gaan veg. Waarop hulle die Filistyne verslaan. Soveel so, dat in hulle haas om weg te kom, die Filistyne selfs hulle afgodsbeelde agterlaat. Die tweede keer egter, toe die Filistyne terugkom om weerwraak te kom neem en hulle gode te probeer terugkry, antwoord die Here vir Dawid, nee, moenie optrek nie. Draai na hulle agterhoede toe en val hulle aan reg oor die balsampopuliere of melkbosse, sê die ander vertaling. Wanneer jy die geritsel in die toppe van die bosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval, want dan trek die Here voor jou uit om die kamp van die Filistyne te tref. Hierdie opdrag van die Here staan lynreg teenoor die eerste opdrag. Eers is dit trek op en dan moenie. Wag eers vir die Here om voor jou uit te trek. Intussen moes Dawid 'n hinderlaag lê, deur agter om die Filistyne te trek en hulle dan later van agter in die rug aan te val. Hierdie melkbosse of populierbosse is waar Dawid eers moes stop en wag. Wag totdat hy die geritsel in die toppe van die bome hoor. Maar hierdie balsampopuliere of dan nou melkbosse was 'n interessante plant. Hulle is destyds, soos dit deesdae met rubber gedoen word, gesny en dan het hulle so melkerige sap vrygestel.
Hierdie sap is dan ook vir medisinale gebruik, in salwe en olies aangewend. Maar hierdie plante is nie twee verskillende plante nie. As jy nou vandag sou gaan Google van 'n melkbos, dan sal jy allerlei interessante antwoorde kry. Bloot omdat dit 'n verwysingsnaam of 'n beskrywingsnaam is. Die regte naam is 'n balsam populier. En hulle kom slegs voor in die Midde-Oosterse omgewing. Hierdie plante is in Hebreëus baka genoem. Baka omdat dit nie regtig 'n boom is nie, maar meer 'n struik. En wanneer jy dan hierdie plant seermaak en hierdie sap uitkom, dan lyk dit asof die plant ween of huil. Dit maak dis traandruppels en dis waar die naam vandaan kom. Hierdie plante is struikagtige, kleinerige bome wat nie groter as 4 meter groei nie, maar hulle groei wel in sulke digte plaatgroepe. En wanneer hulle so groei, met hulle digte blare dos, maak hulle die uitstekendste wegkruipplek. Dit maak dus sin dat Dawid hulle hier sou kom wegkruip. Dit is egter ook nodig om te weet, dat hierdie digte blare, sulke harde, growwe blare, en dus sou hulle, wanneer hulle so dig teen mekaar groei, deur die wind geroer word en hierdie lang takke skuif en skuur teen mekaar, dan maak dit 'n geritsel, 'n geraas. Die einste teken wat die Here dan vir Dawid gee om te sê, as jy my geritsel hoor in hierdie bosse, weet dan, dis ek wat voor jou uittrek. Maar tot dan toe, moes hulle geduldig en gelowig wag, totdat die Here eers gekom het. Dit is egter nie so maklik nie, om hier agter die Filistyne te lê en wag, en niks doen nie, terwyl alles so gunstig lyk. As hulle nou hier in die hinderlaag opstaan en skielik onverwags die Filistyne van agteraf bestorm, dan sal hulle die Filistyne verras en hulle heeltemal op verkeerde voet betrap. Maar Dawid weet, sou hulle dit doen? Sou hulle hierdie geveg sonder die Here aanpak? En Dawid het eerstehandse ondervinding van wat gebeur. Want Dawid is die man wat byna met sy lewe geboet het, toe Saul ongeduldig geraak het en nie vir die Here wou wag nie. En daarom dan, dat Dawid streng met sy manne is oor die opdrag van die Here. Lê hier, doodstil en wag, totdat ons die geritsel in die toppe hoor, totdat ons hoor dat die Here hier is. En dan lê hulle daar. En met 'n bietjie verbeelding kan jy jouself nogal goed voorstel, hoe hulle daar in die hinderlaag lê en wag, met opgehoue asem, doodstil. Want as hulle net effens roer, tussen al hierdie digte takke, dan kon hulle die blare laat ritsel, en daarom doodstil, lê en wag, die ore gespits, in spanning en afwagting, op hulle gesigte, die inspanning, terwyl jy luister, om die Here te hoor. Selfs, al is daar niks, al is alles doodstil om jou heen, geen geluid nie, alles onheilspellend, en dan skielik is dit daar, luister, die voetstappe in die boomtoppe, letterlik staan daar in Hebreëus geskryf, die gedruis van een wat aankom. God se voetstappe daar in die melkbosse is die teken. Hulle kan hom nie sien nie, maar hulle kan hom hoor. Maar wat hulle hoor, is nie 'n geweldige, dawerende aankondiging dat die Here nou hier is nie. Dis die geritsel, asof iemand in die boomtoppe stap. Maar dit beteken, die Here het gekom. Hy gaan nou voor hulle uittrek, net soos wat hy destyds in die woestyn voor die volk Israel gedoen het. En nou eers kom hulle uit die hinderlaag, gaan hulle oor tot die aanval, bestorm hulle die Filistyne van agter en val hulle aan, oorweldig en verslaan hulle. Want so werk die Here. Dit is sy
modus operandi, sy metode, sy manier van werk. 'n Geritsel in die toppe van die melkbosse. Jare later kom leer Elia presies dieselfde les. Die Here is nie in aardbewings en groot vuur nie. Nee, wanneer die Here met sy kinders werk, kom hy sag en rustig met sy liefdevolle stem. Onsigbaar, ja, maar hoorbaar. En tog terselfdertyd vir baie horende doof, omdat die stem van die Here 'n sagte gesuis en 'n ligte ritseling is, kan hulle wat die stem van die wêreld hoor, nie die Here uitken tussenin nie. Nie veel van indrukwekkende stem of 'n teken nie, sê jy. Wie kan sê of dit dan regtig die Here is? Wie weet of dit nie net toevallig maar 'n ligte briesie is wat op daardie stadium in die toppe gewaai het nie? Want sien, wat die wêreld nie het nie, is geloof. En dit vra geloof, nie om te sien nie, maar om te hoor. Want so hoor ons in die toppe van die bosse die sagte geritsel van die Here wanneer ons na die prediking luister, wanneer ons nagmaal gebruik en wanneer ons kinders doop. God kom na ons toe in woorde, sy woorde, nie sigbaar nie, hoorbaar. En tog hoor ons as mense so min, want as die blare tog net so effens roer, en jy is nie hier aan die tafel van die Here met nagmaal nie, dan mis jy sy gefluister. As jy nie hier is om te sien hoe dat die water by die doop gebruik word nie, dan hoor jy nie sy stem nie. Dit wat ons hoor, is vir die wêreld nie baie indrukwekkend nie. Maar ons moet leer om te vertrou op dit wat ons wel kan hoor. En ons hele hart moet daarop gefokus wees. Ons moet vertrou dat dit wat die Here elke dag vir jou uit sy woord uit openbaar, dit wat jy elke keer met die nagmaal sien, en dit wat jy elke keer met die doop beleef, daar is om jou te herinner. Vir jou en vir my te herinner dat dit Christus is wat vir ons uitgetrek het, wat die mag van die sonde op Golgotha gebreek het, die Satan vir altyd verslaan het, die skrik van die ewige dood vir jou en vir my weggeneem het. En dan gee die Here nog boonop sy Heilige Gees in elkeen van ons harte. Ek en jy, ons is dus in Christus reeds meer as oorwinnaars. Ons moet net leer om die geloof op die Here te bly wag, wanneer hy sê, dis tyd om te wag. En hoe doen die Here dit? Baie keer doen hy dit deur siekte en deur teenspoed. As daar probleme en bekommernisse, hartseer en trane op ons pad kom, dan moet ons nie ongeduldig word nie. Dan moet ons nie moed verloor en tou opgooi nie. Nee, dis juist dan wanneer ons soos Dawid in sy leerwag moet leer om op die Here te bly wag, te glo en te wag en te glo met die ore gespits, selfs al sien jy nog niks. Want wanneer die Here kom met sy voetstappe in die boomtoppe, moet jy gereed wees om hom te kan hoor in jou lewe. Die geritsel van die woord van die Heilige Gees. God se voetstappe in jou en my lewe. En dan, wanneer jy geleer het om te luister en die Here te hoor, dan kan jy ook soos Jesaja in hoofstuk 40 verklaar en ervaar wat dit beteken om op die Here te vertrou. Wanneer hy sê, die wat op die Here vertrou, kry weer nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Ja, in die Gees kan niks die ware kinders van God stuit, wanneer hulle gehoorsaam optrek, wanneer die Here hulle oproep nie. So, spits ook jou ore in die geloof. Luister goed, sodat jy kan hoor, wanneer daardie geritsel op jou lewenspad is. Die voetstappe van die Here,
en staan dan op en volg hom. So sal jy ook verseker weet dat die Here nie net vandag nie, maar elke dag hier in jou midde en in jou lewe is. Hy, die God wat redding gee. Kom, word elkeen dan nou vir 'n oomblik stil in jou eie gebed voor die Here. Vra hom om ook jou ore te spits, sodat jy sy voetstappe kan hoor en daarin kan volg. Here, mag ons u voetstappe hoor. Selfs wanneer ons ongeduldig raak. So graag wil ons hê, Here, dat u tog spoedig sal kom, dat ons in die ewige heerlikheid kan ingaan. Terwyl ons al die swaar kry en die seer sien in hierdie stikkende wêreld en ons hinker na die heerlikheid van dit wat wag. Laat ons nie ongeduldig raak nie, Here. Laat ons gehoorsaam in die Gees wag. Maar tog ons hinkering, Here, kom gou en bring die ewige redding en die ewige heerlikheid saam. Amen. Kom ons staan en dan sing ons saam lied 489. Waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. En wil die Here dat jy ly,